Goed, ons gaan die Bybel nog opneem en opmaak by die Openbaring 4 aan eerste. Openbaring 4. Daarna gaan ons kyk na 1 Petrus 1. Goed, die eerste deel van die Openbaring boek gaan daarom wat in vers 19 staan, die sleutel daarvan, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, die kerk, die gemeentes, en die wat gaan gebeur. Dit begin nou hier, by Openbaring 4, waar Johannes 'n gesig van die hemel sien, waarin ons op pad is. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue kroon op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslaan stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese wat ek soos 'n leeu, was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen van hom 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens eerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, O Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer, die krag, want U het alles geskapen, deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskapen. Ons bly net 'n bietjie terug na Petrus, 1 Petrus hoofstuk 1. Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande
nie hierdie saligheid en die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir hulle bestem was ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeer op watter of sodanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is openbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur wat die evangelium hulle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waar die engele begeerig is om in te sien. Openbaring 4 bring die hemel en die aarde by mekaar. 'n aardse mens word opgeruk na die troon van God, na die hemel, na die hemelsale, die heilige plek waar God en sy heiliges woon. En daar kom aarde en hemel by mekaar. En Johannes bring daai boodskap terug na ons om te sê, wat het hy daar gesien? Nes Paulus wat sê, ek was in die derde hemel, en ek het dinge gesien wat ek nie op die aarde mag bespreek nie. Daar is goed gesê, 'n taal gepraat wat ek nie op aarde mag noem nie. So is dit met Johannes, en hy gaan op, en hy bring terug daar die wonderlike gesig, hoofstuk 5 moet jy maar self daarna lees. Hy sê nou, daar in hoofstuk 4, dat dit is nou die dinge wat nou gaan kom, wat hier openbaar word. Maar hy wil dit nie op papier stel, hy wil dit met 'n visie gee aan die aarde, aan die mens op aarde. 'n Visie wat in die hemel en op die aarde beskryf word in die Bybel. En Johannes bring dit en hy skryf dit volgens die leiding van die Heilige Gees, en hier het ons dit nou, ons toekoms as hy waarlik 'n kind van God is en gewas is in die bloed van die lam, sal so toe gaan. Ons kan nie hierdie dinge illustreer met foto's en met projekte nie. Ons moet net glo wat hy gestaan het. Dan kom Petrus verder en hy praat van die saligheid wat ons openbaar gaan word. Nou vanmôre praat ons 'n bietjie oor die noodsaaklike terugkom van Jesus Christus. Die noodsaaklikheid daarvan. Hier is nou 'n lerende boodskap. Ek is geneig om altyd maar lering te preek. Ek kan nie van preekies nie. Maar om mense te leer, om hulle toe te rus, want dis die werk van 'n predikant, sê die Bybel, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So, hier is dat 'n bietjie swaar vanmôre vir die kop om alles te hou. Maar jy kan dit altyd weer kyk en jy kan dit weer kry. So, die noodsaaklike terugkoms van Jesus na hierdie aarde toe. Al baie meer as wat ek kan sê vanmôre, maar ons het nie tyd vir alles nie. Dit is net noodsaaklik dat Jesus moet terugkom, want anders, wat gaan word van alles? Dan is sy hele sending 'n halwe saak, en nooit voltooi nie. Goed, die woord van God sê vir ons, die hele program van Jesus Christus is gefokus op die einddoel. Petrus praat daarvan, die einddoel van die siel van die mens. Jesus eerste kom was veronderstel dat hy weer gaan kom. Wat het hy eerstens hier kom doen, as hy nie sy werk kon afhandel nie, en hy teruggegaan hemel toe en hy los ons hier? Wat is die sin daarin, dat hy nie weer terugkom, na hierdie aarde toe om klaar te maak, met God se plan, met sy eie plan nie? Hebreërs 9 vers 27 sê duidelik vir ons, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die oordeel. Die mens moet sterwe en die oordeel kom. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hier word sy plan duidelik gestel. Hy het eenmaal gekom, as 'n offer, sy bloed gegee, sy lewe gegee, sy alles gegee vir ons. Die tweede maal gaan hy kom, aan die wat hom verwag tot saligheid. Tot saligheid. Hy kom nie na hierdie aarde toe verander goed nie, hy kom om ons na sy salige hemel toe te neem, waarvan ons gelees het in Openbaring 4. Is jy gereed daarvoor? Is jy op pad soontoe? Of sit jy nog met jou eie godsdiens? Of met jou eie onkunde? As jy nou nog onkundig is oor die ewigheid en die redding van jou siel, dan weet ek nie wat gaan van jou word nie. Maar Jesus gaan kom, 'n tweede maal sonder sonde,
om die te kom haal wat hom verwag tot saligheid. Hoe is jou wederkomsverwagting in hierdie tyd? Is jy besig om op te kyk, soos Lukas 21 ons sê? As hierdie dinge begin gebeur, kyk boontoe. Begin nou losraak hiervan, trek jou teenpenne uit. So nou gaan ek lang praat. Wat is die doel van sy tweede koms? Die antwoord is eintlik saamgevat in Daniël 9 vers 24. Daniël 9 vers 24 tot 27 is die samevatting van die hele profetiese almanak van God. Ek het al oor gepraat, maar ons sal later weer vir die wat het nie verstaan of ken nie. In Daniël 9 vers 24 sê hy hierdie woorde: 7 talle is vir jou volk in jou heilige stad bepaal. Eerstens, en dan gaan ons stelselmatig daarmee af, om die goddeloosheid te voleindig. Daar is 'n tydsbestek wat God bepaal het, en Israel is die barometer daarvan, om die goddeloosheid te voleindig. Die goddeloosheid op die aarde roep na God. Die mense raak boser en boser by die dag, praat nie van jou nie. Hulle raak boser en boser by die dag. Daar is geen wet en orde meer. Ons is seker die slegste land in die wêreld wat dit betref, maar ander is ook so. Hy wil die goddeloosheid kom beëindig. Dis hoekom Jesus moet terugkom, want God kan nie hierdie verskoon die lelike woord gemors laat aangaan nie. Daar moet 'n einde gemaak word daaraan, want dit is 'n klap teen die naam van Jesus as dit so sou aangaan. Psalm 45. Hy sê jy het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, u gesalf met vreugde oor die booi metgeselle. Hy praat hier van Jesus en die Vader. Die Vader het hom gesalf met vreugde oor die bose metgeselle, so hy is die hoof van alles. En nou sê hy, Romeine 1 sê dit mooi, die toorn van God word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. God se toorn is op pad. En Romeine is geskrywe aan die kerk dispensasie waarin ons nou bestaan. Die toorn van God is geopenbaar. Hy sê hy pas op, hy is op pad. Daar is baie sulke tekste, ons kan heel dag daaroor praat, maar jy verstaan dit, dat hy wil ongeregtigheid kom vernietig. Hy wil die goddeloosheid kom voleindig. En as dit een persoon het kan doen, is Jesus. Geen regering, niemand anders as hy alleen kan goddeloosheid voleindig. Daar is baie wette in die wêreld, elke land het sy wette, en hulle probeer die wette toepas, maar oral bars die onderhoud uit en goddeloosheid floreer. Hoe meer wette daar is, hoe meer is daar goddeloosheid. Goed. Die tweede ding wat Daniël 9 vers 24 sê, is om die maat van die sondes vol te maak. Daar kom 'n tyd wat God genoeg sal hê van sonde. En hy sal die maat toemaak. En hy gaan kom om dit te doen. Dit gaan 'n tydjie vat, maar hy gaan wees. 1 Tessalonisense 2 sê, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, dis nou die wêreld, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. God se toorn is klaar besig om te kyk na wie se maat van sonde is vol. Baie is noodwendig vol, soos Timoteus sê, die sonde van baie mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit na die oordeel, maar volg ander eers agterna. Dis God se saak hoe hy dit hanteer. Maar hulle maak die maat van hulle sondes vol. Openbaring 18 sê, dis nou in hierdie tyd, bietjie vorentoe, van die Babylon stelsel wat die hele wêreld se sondes, kan ek amper sê aan die gang hou, dis die vet op die vuur. Haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. Dis die Babylon stelsel, die Romeinse stelsel en al die ander goddelose stelsels is maar die Babylon stelsel. Haar sondes reik tot aan die hemel. Haar maat is vol, dit kom tot by die hemel en nou moet God optree. Want God wil afkom hiernatoe en die sonde is so groot. Ek weet nie of God naar word, soos in Openbaring 3 staan, van die lou gemeente uit sy mond uitspoeg, dat dit ons so affekteer in die hemel, dat hy sal sê, die maat van sonde is vol, ek moet kom om reg te stel. Dis om hierdie boosheid uit te wis dat Jesus weer moet kom. Hy moet kom, om 'n einde aan sonde te maak. Die derde is om jou geregtigheid te versoen en ewige geregtigheid aan te bring.
Dit beteken dat hy kom om die ongeregtigheid te bewys en daaraan te werk en dan om die ewige geregtigheid te bevestig, aan te bring. Hy gaan dit bevestig nadat die ongeregtigheid vernietig. En dit gaan 7 jaar lang in die groot verdrukking plaasvind en daarna nog 1000 jaar. Maar hy is op pad. So met sy wederkoms verskyn Jesus om dit af te handel, sodat ongeregtigheid kan vernietig word. Alle nasies, alle volke is vasgevang in die greep van ongeregtigheid. Nou ja, Openbaring 19 sê, hoe gaan dit wees? Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit is Jesus, word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Die dag kom in die groot verdrukking nadat alles klaar deurgeloop het, dan verskyn Jesus op 'n wit perd en hy kom en hy sê hy kom oorlog voer. Sy eerste koms was ook 'n bevel van oorlog. Hy het gekom en gesê vir sy disippels, ek kan nie gekom om vrede te bring, ek gekom om die swaard te bring. Dit is 'n ander swaard wat nou hardloop op die aarde, die evangelie, dat mense in hulle harte veroordeel is. Maar hy kom, daar gaan 'n swaard uit sy mond uitkom, en hy gaan oorlog voer teen die ongeregtigheid, en dan gaan hy geregtigheid bevestig. Hy gaan op die troon van Dawid kom sit. Jesaja 9 vers 5 en 6 sê dit. 'n kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer en word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid. Dis hierdie wat Jesus kom afhandel. Voer oorlog in geregtigheid. Is dit nie wonderlik om te dink dat al hierdie lelike dinge wat hulle aan ons doen, gaan verdwyn nie? Goed, 2 Tessalonisense 2 sê verder, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, in die weg geruim is, ons glo is die kerk van Christus en die Heilige Gees. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Die klimaks van ongeregtigheid gaan manifesteer in persoon van die Antichrist. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms op die wit perd tot niets sal maak, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie. Maar behaag altyd in die ongeregtigheid. As Jesus verskyn, gaan almal geskei word. Daar gaan mense wees wat weet, dis verby met my. Daar gaan mense wees wat weet, deur die bevestiging van die Heilige Gees, hy kom vir my, hy kom om my in geregtigheid op te neem. Die derde, vierde is om die gesig en profete te beseël, om mooi te verduidelik, om die kennisbron en die profete af te rond. Die gesig daar beteken in Hebreëus of Aramees eintlik die kennisbron en die profete te beseël, af te rond, om sy program af te handel. So, Jeremia sê, kyk, daar spreek die Here dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan, wat ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda, en die dae in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit, Jesus, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. En die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. So hy gaan alles afrond met sy koms, om sy profetiese kalender te vervul. Die vyfde is om wat hoogheiliges te salf. Hierdie is wonderlik. Psalm 2 vers 6. Psalm 2 is 'n profetiese psalm. Dis 'n messiaanse psalm. Hy sê, waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Konings van die aarde ons saam raak in die Here sy gesalte en sê, laat ons hulle bande afruk en hulle juk van ons nek afgooi. En vers 6 sê God, vers 5 sê, God wat in die hemel woon lag vir hulle. Hy sê in vers 6, nou, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Jesus is in die ou tyd al gesalf as die koning, die hoogheilige. Lees Psalm 24, as jy sien, waar God sê, hulle moet die ewige deure ophef, dat die enige koning kan ingaan. Dis 'n wonderlike psalm om te bestudeer in die konteks. Sy koning is gesalf, die hoogheilige is klaar gesalf. Hy sê verder in Psalm 45, ook 'n messiaanse psalm, en troon o God is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk, dis Jesus, is 'n regverdige scepter. Die het geregtigheid, lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, die God, die Vader, die Seun gesalf, met vreugdeolie bo u metgestel. So Jesus is bo almal aangestel, die gesalfde, die hoogheilige. Dis waarom hy weer kom, om sy posisie in te neem. Handelinge sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en krag. Wie kan hoor wees as Jesus? Die 6de is om God se waarheid te bevestig. Dis nou los van Daniël 9, paar ander dinge. Wat moet gebeur as Jesus weer kom? Die leuen is die atmosfeer van die wêreld, die geestelike atmosfeer van hierdie wêreld, van die aarde. Rondom die aarde is 'n atmosfeer van leuen. Die vader van die leuen, Satan, soos Jesus in Johannes 8 vers 44 sê, is die vader van die leuen, sy demone is leenaars, sy werkers van ongeregtigheid is leenaars, die hele aarde is leuen. Leuns, hulle belieg ons op baie. God se waarheid fokus direk op die wederkoms, want dit is die begin van die vernietiging van die leuen. Die begin van die vernietiging van die leuen, daarom die groot vader van die leuens by die wederkoms van Jesus gevange geneem word en in 1000 jaar gebind word, sodat die waarheid kan uitkom en die leuen kan verdwyn. In 1000 jaar gaan Jesus wys wat is die waarheid. Ja, waarheid open die volmaakte ewigheid vir ons. Daar's baie mense wat twyfel aan die Bybel selfs. Baie mense wat sê ek verstaan nie alles nie. Dis omdat die leuen 'n mens se verstand dof maak. Alles wat jy met te doen het, die en daai. Maar waarheid open die volmaakte weg na die ewigheid vir ons. Daar is nie leuns op hy pad nie. Daar is nie liggies wat flou brand nie. Daar is nie gate en slote nie. Daar is niemand anders wat ons kan aflei. Ek hoop net al daai boek gelees, die Pelgrimse Reis na die ewigheid. Dis die boek wat die tweede meeste as die Bybel verkoop is in die hele geskiedenis. Dis die wonderlikste boek ooit wat geskryf is. John Bunyan was in die tronk gegooi omdat hy 'n boeteprediker was. Hy het sonde gepraat, het reguit gepraat. En in die tronk kry hy 'n visie van die Pelgrimse Reis na die ewigheid. Pilgrim's Progress in Engels. En daarin wys hy dat hierdie man uit sy vreeslike toestand die aarde wil wegkom na 'n plek waar sy siel kan lewe, sy hart en sy gees kan leef. En dan begin hy hierdie stap toe. Die boek moet jy maar self verder lees. Maar kort is daar iemand wat hom afdwaal van die pad. Dan beland hy in die probleem en dan in daai probleem en dan onderwees en dan is dit en dan is dit dat. So is ons lewens. Maar as die waarheid gekom het, is daai leuns weg. Die pad van God is regheid en vol waarheid. Daarom moet ons op hierdie pad bly, so sterk as wat ons kan. Johannes sê, wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy hulle in die hele waarheid lei. Want hy sal net homself spreek, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan ons verkondig. Die Heilige Gees is hier, om reeds vir ons die pad duidelik te maak en te verlig wat hemel toe lei. En as jy in die Heilige Gees wandel, soos Galasiërs 5 sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nie afdwaal nie. Dan sal jy koud word, dan sal jy lou word, jy sal nie verlei word nie. So hou vas in Jesus, hou vas in die Heilige Gees, aan die waarheid. Hy kom ook om vir ons hoop te gee. Petrus wat ons gelees het. Jesus Christus vir wie julle, al het julle hom nie gesien, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo. En julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Dis ons hoop. 3 groot dinge is hierin, geloof, hoop en liefde.
Die einddoel van julle geloof, saligheid van julle siele. Dis die hoop wat ons het, dat ons geloof sal oorgaan in 'n skouer. Saligheid van jou siel sal bereik word. Dan die volgende is om die wêreld te bewys dat die Bybel waar is. Daar is soveel ander Bybelgoeders, boeke. Niemand kan aan glo nie. Maar ongelukkig verstaan die mense nie wanneer die gees van dwaling in hulle harte werk, dat hy hulle kan oortuig dat hierdie ding is waar, die Koran is waar, daai boek is waar, daai een is waar. Dis die mag van die leuen van Satan, dat hy mense kan oortuig dat so 'n ding waar is. As baie mense wat nie wil glo wat die waarheid wel is nie, maar God gaan bewys, sy woord is waar. Dis deur die profesie en alles. Die valsheid van gelowe in die wêreld sal hierdeur geopenbaar word wanneer Jesus kom. Hy gaan kom as die koning van die konings, hy gaan op sy troon sit, hy gaan die valsheid vernietig, en vir 1000 jaar gaan hy wys, sy woord is waar. Want hy is die lewende woord van God, sê die Bybel. Hy kom aarde toe in sy lewende toestand, om te bewys hoe groot en magtig die waarheid is, die Bybel is. Natuurlik ook skeptici, die kerke moet hy oortuig. As mense die ding glad nie verstaan nie. Hulle verstaan nie Daniël 9 nie. Hulle verstaan nie Openbaring nie, jy moet hom nie lees nie, is 'n geslote boek. Nou ja, in die Bybel word daar 1845 keer verwys na Jesus se wederkoms. En al die ander wat al afgehandel is perfek tot op die dag en die uur en die minuut bevestig. So, die hele inhoud van die Bybel sentreer om Jesus se werk, sy terugkeer en sy volëinding. Dit is hoekom ons die Bybel het, om te weet wat kom. Ons het nou nog gelees in Johannes 16, die Heilige Gees gaan vir ons die toekomstige dinge openbaar, verkondig. So, luister na die Heilige Gees. As Jesus nie terugkom nie, glo ons sinnelose dinge, dan moet ons die Bybel saam met die ander lot boeke op 'n hoop sit en vergeet en ons eie storie probeer uitwerk. Anders glo ons sinnelose dinge. Die Christelike godsdienst is die enigste geloof op aarde met 'n rede en 'n einddoel waarna ons kan beweeg, wat sin maak. Dit is die enigste boek op die aarde wat 'n rede gee vir ons in ons lewe en ons einddoel en 'n sin daarvan maak. Jy moet jou Bybel lief hê. Jy moet hom baie lief hê. As jy jou Bybel lief het, het jy Jesus lief. As jou Bybel verwaar is jy Jesus. Nee, dan jy kan julle met Jesus praat en rejoice en te kere gaan. En jou Bybel word verwaarloos. Jy verwaarloos Jesus as jy jou Bybel verwaarloos. Pas op. Dan alle ander godsdienste loop in sirkels en eindig in teleurstelling en eindig in verderf. Maar ons het 'n rede om te glo wat die Verlosser sê, onder andere in Johannes 14, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Waar ek heen gaan, weet julle die weg ken julle. Toe sê Thomas, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, hoe kan ons die weg ken? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus gee sin aan ons godsdienst. Hy is die Verlosser. En ons moet hom eer. Die 10de punt is, as Jesus nie terugkom nie, gaan die mensdom totaal uitgewis word. Hier is nou iets van ons dag. Statistieke en omstandighede wys dat ons op die punt tot staan van selfvernietiging. Die aarde is op die punt van selfvernietiging. Jy weet, die doomsday klok is om 89 sekondes van middernacht gestel. Is die wêreldse oortuiging iets is op pad. Vannacht. Dis middernacht. So, die finale aftelling het lang al reeds begin. Maar in Amerika, Dr. McCullough drops truth bombs on US Senate HSGAC PSI oor die COVID-19. 74% van hierdie mense wat die inspuiting ontvang het,
ontwikkel hartprobleme, 74%. Kyk na die statistieke. Na hierdie inspuiting sterf 840.000 mense in Amerika, as gevolg van die Pfizer en Moderna. En as 'n 200% toename in beroertes in Amerika, 200%. Nou sê hulle daar gaan 'n volgende epidemie kom, is gestrand gesê. 'n volgende epidemie is op pad. En dit gaan hierdie soos 'n skaduweetjie laat lyk. Dit gaan 'n groot verdrukking wees, glo ek. Daai ou Fauci en Bill Gates en daai soorte werk almal hier aan. Hulle is vinnig op pad hiernatoe. Hulle werk 'n ernstiger inspuiting uit as wat hierdie een ooit gaan dink om te doen. Dan moet jy Openbaring 6 tot 19 lees, wat in die groot verdrukking met mense gaan gebeur. Hulle kan nou dalk 'n inspuiting kry en 3 jaar later kan dit eers effek hê, maar dit gaan 'n geweldige effek hê. So, dis waarmee ons sit. Die aarde is op pad na selfvernietiging toe. Daar's mense wat die mensdom wil vernietig. Bill Gates se teorie is, hulle moet die aarde verminder van mense tot 500 miljoen is gaan oor die aarde. Dis hoekom hierdie goed gekom het. Dis hoekom maar weer gaan kom. Die Satan is in Bill Gates in. 68% babas wat die eerste 6 inspuitings gekry het, sterf binne 6 maande oor die wêreld heen. 68%. Dis statistieke. En daar's persone wat geen statistieke gee, ken hulle. Ek weet nie wat hulle doen. Dan is daar ontwikkeling van ander profesie, ek wil net vinnig daarmee afsluit. Is maar net vir die interessantheid om te wys, die einde is hier. Aan die einde van die 7 jaar gaan Jesus kom op sy wit perd. En hy gaan oorlog voer teen die Antichrist en sy magte in die wêreld en hulle leers. En hoor wat sê God in Sagaria 14 vers 12, daai stadium. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref en optrek om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle rottes en hulle tong wegteer in hulle mond. Dinge is klaar reg daarvoor. Hulle praat hiervan, soos ons het verstaan, die neutronbom. Die neutronbom ontplof en alles wat water of vocht in het, word net vernietig. Jou vlees val van jou af. Dis klaar. Israel is die arsenaal van die wêreld met die grootste klomp neutronbomme. En hulle kan het gebruik. Die Here sê hy gaan het gebruik. Dis die mense wat teen Israel optrek, sy toekoms. Maar op ander vlakke is hulle ook besig om voor te berei daarvoor. Kyk net wat hier aangaan. Op pad na Armageddon, toe Amerika Venezuela gaan inval het hulle energy weapons saamgevat. Ek het baie gekyk hierna. En Amerika het op 3 Januarie 2026 Venezuela ingeval en die skurk, president Nicolas Maduro, gevange geneem. As natuurlijk ander motief ook agter dit. In die proses het 'n paar VSA soldate sekere wapens gebruik wat die volgende uitwerking op die vyande gehad het. Hulle gaan hierdie nog verder ontwikkel, is maar 'n begin van alles. Dit is wat hulle getuig, die ouens wat getref is. Die persoon sê, at one point, they launched something, it was like a very intense sound wave. Suddenly it felt like my head was exploding from my inside. We all started bleeding from the nose. Guys were vomiting blood and were unable to move. We couldn't stand up. Ek paralyseer heeltemal. Ander een sê, we've never seen anything like it, blood pouring out of our faces. Maar dat mense dink aan dat dit wat kan gebeur daar in Openbaring 14, 15, 16, waar Jesus sê, die mense gaan wens om te sterf en kan nie sterf, hulle gaan net daar lê. Hierdie ouens in Venezuela, wat 'n klomp soldate gehad, Amerika het soos 5 of 10 gehad. Al die mense het dit eenvoudig in mekaar gestort. Bloed kom hulle gesig toe, hulle oor hulle neus, hulle bring bloed op. Hulle kan nie beweeg nie. So sal dit wees wanneer Jesus kom. Mense gaan nie kan teen hom veg nie.
Mense gaan dink, ons wag met ons gewere vir jou. Hy gaan nie eens praat nie. Hy sal nie eens hoef te sê nie. Hy sal maar net die bevel gee. In die swaard van sy mond gaan hy die nasies met 'n slag slaan. Hierdie wapens nog nie ter volle ontwikkel nie. Maar die wêreld is vinnig op pad na selfvernietiging, daarom moet Jesus terugkom. Dis die punt. Hy moet terugkom vir jou en vir my. En vir die wêreld, om homself nie heeltemal uit te wis en ons dinge wat vorentoe moet gebeur in die profesie. So, die helfte die laaste is los van Jesus se wederkoms as ons geloof nes al die ander sinne. As hy nie sou kom nie, waaroor glo ons? Wat glo ons? Korintiërs sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Ons moet hoop op sy wederkoms, nie op hierdie lewe nie. Ons oog moet gevestig wees op Jesus, die leidsman en volleinde van ons geloof, nie op hierdie lewe nie. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Dit beteken seker ons is ellendiger as lydende. Ons moet Jesus in fokus hou. Ons moet sy bloed respekteer, ons moet sy woord en sy gees respekteer. Ons moet sy aanbod respekteer om reg te maak voordat hy kom. Daarom net weer, as jy waarlik seker is 'n kind van God, maak nie saak of die kerk toe kom of nie. As jy werklik seker is gered, Johannes sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Sal dit nie wonderlik wees nie? Omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dis 'n voorbereiding vir die koms van Jesus, om 'n wederkomsverwagting te hê, om te hoop op sy terugkoms. Die wêreld is baie vinnig op pad na selfuitwissing. Dis ook 'n rede waarom Jesus moet kom. Mag die Here ons seën en gereed vind wanneer hy kom op sy wit perd, of soos 'n dief in die nag, om sy kinders te kom haal. Amen.